Ja, cheers. So julle, ons is vandag nou weer 'n bietjie uit ons kom visvang. Ons is vandag hier so by Dennekruin Hengeloord. Ek en Barend het gesien mense vang hier so baie mooi karpe en ons kon dit nou nie weerstaan nie. En hopelik gaan ons ook 'n bietjie van daai karpe vang en vir julle kan wys hoe ons dit doen. En Barend, ek dink dit gaan lekker wees. Wat dink jy? Ek glo ook so, Johan. Eerste keer hier by Dennekruin. Ja, natuurlik. En ons weet niks van hierdie oewer af nie. Ons kom hierso met 'n blinddoek op en ons kom hengel net en dis wat ons geniet. Ons kom vir die camping en die visvang. En ek hoop julle geniet die video. Johan, wat is ons plan? Ek dink ons gaan nou maar net doen wat ons altyd ken. Ja, Barend, kyk, ek dink ons gaan maar deur die lysie van die goedjies gaan wat ons ken en dan sal ons dit so afwerk tot ons miskien ietsiekie kry wat ons nou kan sien werk en as ons nou dit gekry het, so ons nou 'n bietjie met julle deel wat ons gesien het werk. Maar ja, ek dink dit is goed. En Barend, daar van Potchefstroom af vanoggend, hoe dit gegaan het? Ja, ons het 5 uur vertrek vanoggend daar in Potchefstroom, lekker vroeg opgestaan. En soos julle kan sien hierso op die Google Map, dit is so plus minus 200 km. Ons het die N4 vanaf Rustenburg gery en dit was vir ons 'n redelike goeie pad gewees. Ek dink daar's beter as wat ons kom daarso ry nie. Ons is hierso, soos julle kan sien, ons is nou by spot nommer 3, die heel op die punt. En ek dink Johan, ons op hierdie stadium vat ons maar enige spot. Ons weet nie wat gaan aan in hierdie water nie. Ons het bietjie rondgehoor en ek het gekyk op Facebook, hulle het redelik al mooi gevang hier op spot nommer 3. So ek sien dit draai baie vinnig dieper. So ons gaan nie so ver hengel nie. En Johan, wat dink jy, gaan ons nog steeds spesiehengel probeer? Ja, Barend, kyk, ons is nou gelukkig wat ons nou 'n voordeel het. Ons is nou hier op die punt en hier op die punt maak hy so sloep op soos wat julle sal nou sien. En ek en Barend het nou 'n bietjie daar na die hoek toe bietjie begin voer met daai spom van ons wat ons nou 'n ander ouetjie gekoop en hy werk nou 'n bietjie beter. Ja. Ons is bly daaroor, maar nou hierdie kant, ons dink miskien in die nag, ons gaan nou hierdie spesiehengel, ons spesievoer wat ons nou reeds ingegooi het, nou los. En dan ek dink Barend hier seker in die agtermiddagse kant gaan ons nou 'n bietjie vir die eerste keer dan 'n lyntjie ingooi, laat daai voertjie net bietjie lê. En laat dit net bietjie rustig word en dan hopelik deur die aand, dis nou maar wat ons sal hoop, sal duim vashou. En dan tel ons dalk 'n mooi brode koppies karp op. Ja. Ons is nou al 'n rukkie hierso en ek dink die tempo gaan maar stadig wees, maar winterhengel, Johan. Maar ons gaan ons cappuccinootjie drink, terugsit en wag vir daai katrolloopie. So ja, kom ons wys julle hoe doen ons dit. Alsy mense, ons is nou hier uiteindelik aan met 'n vis. Ek en Johan het besluit, ons lê 'n bietjie daarso op ons slaapsak, ons het 'n bietjie moeg geraak van die rit en die lang dag. Dit is nou al 2:15 en hierso stap my stok weg met 'n spoed. En dit voel na 'n redelike mooi rode koppie skarp. So kom ons hoop, ons kry hom uit sodat ons vir julle ietsie kan wys. Daar's hy. Ons is baie gewoond aan die rivierkarpe wat so kwaai stoei en Johan, ek dink nie ons hoef hierdie gewig deur 3 te deel nie. Ja, daarom vir die eerste keer weer. Ja. En ons sien hier's baie sluik in die water. En dit pla bietjie as dit op die lyn kom. Want dit lyk of ons hom wen. So Johan gaan hom nou daar vir my skep. En dan verduidelik ek vir julle bietjie wat het ek gemaak en waar ons gegooi het en hoe ver.
baie gelukkig. Eerste rode koppie skarp. En dit lyk soos 'n billetjie. Ek gaan julle gou wys hoe daai 08 doekie mooi in die lip gehak en hy het ons nie teleurgestel nie. So ja, kom ek wys julle gou hoe lyk hy. So. Dis Barend. Also Johan, dit is daarom ons 'n karpie. Hy spot so oor sy gewig, deel deur 3. So tentatief, wat dink jy hoeveel weeg hy, Barend? Ek man, hierdie ding voel soos 'n sakkie. Ek sal sê, ek dink niks minder as 6 nie. Hy moet seker hier by die 7.5 wees. So ja, kom ons kyk die waarheidskaal sal vir ons sê. Kyk, daarom. Sê. Ons heerlik, kom ons weeg hom nou. Daar is hy. Ek dink ek was nie ver af nie, Johan. 6.4 as ons hom afrond. Gou weer, kom ons kry 'n lyne uit. Alright julle, ek en Johan het nou weer al ons stokke oorgerek. Ons het weer nuwe hoop, nuwe moed. Ek gaan julle gou wys wat het ek met daai vorige vangste gedoen. Ek het ook daai visie aangekeer. Kom ek wys julle hoe sit ek die asies aan. Okay. Kyk julle, eerste onderste hoekie, DKW fluitjie, 'n heuninggeertjie. Kom ons sit hom op die onderste hoek. So jy kan sien daar is die klein fluitjies. Ek hou daarvan om deur te haak, deur die sirkel van die hoekie, dat die hoekie mooi oop staan soos dit. Al wat ek onder doen, ek vat 'n gewone wit deegtjie. En dan sit ek hom net hier so aan as 'n bekkie. Ou hengelvriend van my, met die naam van Benny Raal, het vir my 'n tip gegee, ek moet my deegies bietjie langer aan opsit. En dis nou wat ek gedoen het met daai vorige enetjie. En alrede wat ek kan dink is hoekom ons daai deegie langer maak is, ek sien hier is baie gras op die bodem en slyk. As jy die ouetjie afgaan in die water, dan lê hy op die slyk en dan gaan hy nie tussen in die gras in nie. So ja, dit is 'n goeie ding om te doen wanneer jy bietjie slyk op die bodem het. Boonste hoekie, banjo oesertjie, piesanggeertjie. Saak hom ook helemaal deur, daai puntjie mooi wys. En vir hom sit ons ook 'n deegtjie op. Lekker lang deegtjie. Baie groter vis. Lyk hy so. Kyk wat die enigste ding wat ek op die bol sit, is hierdie Honey Flora van Warrior. En hom sit ek genoeg op. Ek hou van heuning en ek glo heuning sal nie die vis afskrik of wegjaag nie. As hy, en dis dit.
Hey Johan, hier op die doodsnikke van die dag. 20 voor 5 uur die middag. Daar loop hy weer weg. Dit vat verskriklik lank vir hierdie vis om daai hoekie op te tel. Maar ek is bly. Daar is nog 'n visie aan en dit voel weer na 'n mooi vis. En ja, weer op daai selfde asies wat ek julle vroeër gewys het. Ek het hom net uit katrol en weer ingegooi. Hy sint het my bietjie gepla, maar daar is hy. Ek het hom weer aan. Ons het weer 'n bietjie voer gegooi op die spesiekant. En daar het nou nog niks gebeur nie, is maar stil daai kant. Maar ja, ek glo ons sal miskien in die aand 'n lopietjie daar kry, hopelik. Maar lyk my hulle wil net hierdie fyn asies hê, hierdie floutietjie en deegetjie. Niks pitte nie. Hulle wil nie die mieliepitte optel nie. Maar ja, ek is bly en kom ons kyk hoe lyk hierdie vis. As hy julle kom ek kry hierdie ouetjie vry. Jesus, daar gaan hy. Wag, los hom. Dis 'n tiger. Rustig met hom. Weet jy wat, Johan? Ja. Is nie die tiger nie. Familie, is jou stok. Nee, ek het hom oorgereik. Ek het 'n floutietjie opgesit, Johan. Ja, sê. Ek het weer 'n bietjie brief hoor. Oi. Ja, hy gaan nou skuins, gaan klippe toe, Johan, gaan klippe toe. Gaan nou rof hier by rode koppies. Oh, kyk hierdie mooi karpe mense. Oi. Kyk nou daai mooi vis. Pragtig. Hierdie is bietjie kleiner as die eerste enetjie voel ek. Maar hy is baie naby aan die 6 kg. As hy nie miskien oor dit is nie. As hy julle ek moet hierdie enetjie vry kry. Of ek dink ek gaan hom in die sak hou. Dat ons wag vir Johansen, hy is al besig in die agterkant met sy vis. Ons het hierdie net geland, toe Johan aan met sy nie. So ja, hier lyk dit of die dag nou draai vir ons. Die dag het baie stadig begin, baie stadig. Eers ons eerste vis, 1:30 die middag gevang. En daar sê dit lyk of hulle nou inkom. Kyk, kom ek kyk of ek vir Johan daai kant kan help. Kom ons gaan loer daarso en kyk wat sê hy van daai vis. As hy. Ja. As jy julle, ek is hier saam met Adrian. Hy gaan my 'n bietjie help skep. Een van die ouens wat hierso vir die naweek hengel en Barend se stok het nou net gehardloop. Ons is nou in die moeilikheid. Gaan verskriklik rof en ja, dit lyk soos mooi karpe wat nou hier inkom.
Dan sê kom skep hom. Johan, as hy Barend, ons is eintlik ons het te min woorde vir wat nou gebeur het. Barend het nou hierdie karpie van hom eers gevang. Toe loop sy ander stok van sy wat sy spesiestok geriek het. En toe wragtig, toe help terwyl Barend nog my wou kom help, toe hardloop sy ander stok. Toe kom spring ou Adrian wat hier langs aan ons kamp ook in. En hy help my toe skep met hierdie pragtige vis. Barend, yes. Net jammer daai netjie van jou het nou. Ja, daai derde vis het nou bietjie baie lyn gevat en daar in die hyacinth ingegaan, maar ja, ons is gelukkig, Johan. Ja, baie mooi vis. As hy. Ons kry hulle veilig terug. As jy julle, so daai karpies nou wat ons nou gevang het. Ons gaan hulle nou 'n bietjie veilig terugsit, Barend, ons dink. Dis baie belangrik om mooi na jou visse te kyk. Mooi seker te maak hulle val nie. Moet hulle nie te hoog optel as jy buite die water is nie. En maak seker altyd as jy hulle insit, om seker te maak hy revive net daai laaste stukkie dat jy net kan sien daarom hy swem weg. En dan kan hy dalk 'n volgende dag weer byt, Barend. Ek stem saam met jou, Johan. Dis belangrik. Dis bewaring en wat ook baie belangrik is, daai landing mat. As dit nie vir hom was nie, sou ons die karpe baie seer gemaak het op die grond. So ja, as ek ons kyk, hierdie ouetjie van my is al 'n rukkie uit die water uit, maar ek gee hom net so 'n bietjie terapie. Ja, daai een van jou vol lewe. As hy. Johan, wat so? Well done, man. Geluk. As julle, ek snou hier aan met my spesiestok. Ons het 'n tiger nut daarop. Wat gebeur het is, ek en Barend praat bietjie en ons besluit nie hierdie spesiestokke, dit werk nou nie so lekker nie. Ons gaan dit uithaal en ek gaan dit daar langs Barend kom hengel want ek hou bietjie vas hierso. En onder andere ek kry nie lekker byt nie. En ek staan so en ek praat nog met Barend en ek van 'n ouer gewoonte gee ek maar die stok so ou kap bietjie, julle weet maar hoe is dit. En toe ek weer voel, toe spring daai karp weg. Dis nou 'n groot verrassing. So hy het seker dat Barend uit met daai tiger nut en daai herring gesit en speel. Ja. So ja, en ja. Kyk net daar. Hierdie is ook seker weer 'n mooi visie, Barend. As dit so gaan aanhou, dan gaan dit rof raak. Nou Johan, wat dink jy het gebeur van vanmiddag af tot nou toe? Wat het ons reg gedoen? So wat ek en Barend nou vanmôre, ons het mos toe ons net hier gekom het ons dadelik daai lekker mielietjies wat ons gekook het. Ons het baie lekker mielies, lekker sag gekook. En ons het dit met daai spom ingegooi soos wat julle gewys het. En ons dink nou deur die dag het daai mielies nou mooi begin lê en dit het nou mooi bed gemaak en die karpe het nou verbygekom en ons dink hier's nou definitief 'n groot skool karpe wat nou hier besig is om te eet. En ja, wel dit moet definitief so iets wees want ons het binne die volgende halfuur of so vir die afgelope halfuur of so al 3 visse gevang. En ja, ons dink dit gaan nou begin sports raak. As hy
Yes. Sê, ons praat net 'n bietjie daarvan om nadruk. Sê julle, hier is daai karpie wat ons nou gevang het. Dit is nou amptelik ons eerste karp op spesie hengel. En ja. Maar kom ons gaan 'n bietjie kamp toe. En gaan kyk wat kan ons daar aan die gang kry. Daai visse is honger, jong. Johan, geluk. Sê, dankie man. Eerste enetjie op die spesie. Eerste een op ons spesie. Ek het daar sulke KWV FX boilietjies wat ons nou het en of wat tiger nuts en die rede hoekom ek hulle KWV noem is omdat hulle omtrent al 10 jaar oud is. Nou of dit goed of sleg is, maar daarom werk dit so. Ja, ons kry lyne weer in. Right, Johan. As julle wil julle gou-gou hier wys hoe hierdie ouetjie hom op die spesiestroppie gevang het. En basies ons doen dit dieselfde as wat ons papgooi strop maak. Soos wat julle kan sien, dan sit ons hierso 'n voerbal aan. En dan enigste verskil is dat ons net een hoekie aan die onderkant aan. En dan natuurlik die herring storieetjie wat aan die onderkant kom. Soos julle kan sien, jy het hom mooi in die hoek gevang. En my boilietjies het nou of my tiger nuts het nou natuurlik lyk my afgeval. Maar dis nou nie 'n probleem nie. Ons kry hierdie ouetjie uit en dan sy so die ouetjie lyk pragtige vis. Barend, ons kan nie vir meer gevra het as hierdie nie. Ek en Barend was môre, ons het 'n bietjie getwyfel of ons moes gekom het en so aan. Maar joh, ons word baie erg beloon. En dis Barend, dis baie lekker. Johan, dink jy ons moet daai ouetjie weeg? Ek dink hy is ons grootste enetjie vir die sessie sover. Sê, ons doen dit. 7.6 Johan. Yes. Die ander enetjie. Soos die ander ene. Sê, Soos die ander ene, maar net kort en dikker, maar nie leliker nie. Ons sit hom terug. Nee. Shop. Mense, voor ek en Johan gaan slaap het, sê ek en hy vir mekaar, ja, ons hoop ons kry 'n run deur die aand. En ek moet vir julle sê, ek begin nou 'n bietjie twyfel aan daai wat ek daar vir Johan gesê het, want dis waar, jy kyk, hierso in die aand, ons staan hierso 11:30 en daar spring hierdie tiger weg. Deur ons regte spesiestok. Ons het net voor ons gaan slaap het ons bietjie weer voerplek gemaak. En hy het met 'n spoed hier weggetrek. En lyk vir my na 'n baie mooi vis. Johan, dis mos hoe 'n mens wil wakker gemaak word. Ja, een van die twee. As hom net iemand was aan die ander kant wat vir ons 'n koffietjie gegee het en ons opstaan. Ja, nee. Maar ja, dis lekker. Johan, ek sal vir jou koffie moet koop, want ek weet nie, jy gaan hierdie ding skep. Ja, so kom ons kyk, het lyk of hy naby is, kom ons kyk of ons kan uitkry. So koud soos wat dit is, het ons die karpie uitgekry. Johan het hom vir my baie mooi geskep. En ja, dit lyk vir my na die beter vis wat ons al gevang het.
En Johan, daai spesie kom nou goed deur. Hulle vat nou hierdie tigers en dit verbaas ons nou verskriklik baie. Kom ek wys julle hoe lyk daai tiger in die lippie. Soos julle kan sien, hy's daar in die onderlippie. En daar sit die tigertjie met 'n sponsietjie wat hom bietjie buoyant maak. En ja, nee, hy het geweet hierdie is lekker kos. Daar is hy in die onderlip en kyk, daar's 'n mooi vis. Johan, wat skat jy hom? Man, ek dink hy lyk hier by die 8, oor die 8 kg. Ja, hy lyk vir my ook so hier by die 8 kg. Kom ons weeg hom bietjie. Ek gaan hierdie ouetjie vry kry hier. Ja, hy lippie is hard. Lyk nie so. Sy. Wys nou stop 'n bietjie. As hy julle, daar is die klein hoekie. Is 'n nommer 3. Daai hoekie. En dan daar so sy tiger. Daar's hy. As jy julle, daar's hy trokvis. Dis darm maar nice, Johan, is alles die moeite werd. Kom ons weeg hom gou, Johan. Ek kan hom sien. 8.6 Barend, 8.7, nader aan 8.7 vir my daar. Alright. Mooi man, mooi. Daar's hy. So julle, ek en Barend het nou so 2 uurtjie geslaap en toe word ons wakker en die alarmpie wat skree. Toe sit nou nog 'n ou karpie wat gevat het hierso en ek het hierdie stok net voor ons weer gaan slaap het gou oorgeriek. En ek dink daai nuwe vars asies het nou juist die ding gedoen. Toe het hy nou hierdie asies opgetel en ons gaan gou kyk of ons hom nie kan uitkry nie. Daai karpie uitgekry. So 2:30 langs hierdie dam is dit maar bietjie koud. Barend het my mooi gehelp skep. So ek weet een van daai mooi karpies en hy het hom daar op 'n duiwelstrek floutjie gevat. En ek en Barend gaan hom gou terugsit. Dan gaan ons bietjie van ons stokke weer riek en dan gaan ons weer bietjie slaap. Hooplik vang ons dan nog enetjie. Dan sê Daar sê julle, daar keer ek nog 'n karpie aan hier op die kant. Daar so op my pap gooi. Het daar gevat op 'n heuningfluitietjie. Hey, ons het al min slaap gehad vanaand. Johan charge bietjie batterye. Het ek gekyk of ek hierdie ene op die kant kan kry. Dit is nou al 4:30 die oggend. So ja, ek dink wat ons nou gaan maak is, ek dink ons moet daai stokke uithaal. Sodat ons bietjie kan slaap, want hierdie visse lyk my wil elke uur dan loop haar stok en dit is daarom baie pret. Kyk daai mooi vis. Ek skat hierdie vis so 7,5 kg. Baie mooi vis en ja, satisfaksie gekry en ja, ek dink ons het die sessie goed hanteer en die vis het ons ook goed hanteer. So ja, rode koppies, dankie vir jou mooi visse. En ons gaan nou eers bietjie batterye charge en kyk of ons môreoggend miskien nog so 'n paar kan aankeer voor ons weer in die pad val. En daar's hy, mooi vis. Kom sit hom veilig terug. Soos julle kan sien is nou so 5:50 die oggend. En nou hardloop my een stok nog. Land ek nog 'n mooi karpie en ja, dit is yskoud. En ek gaan hom net vinnig vir julle wys, sodat ons hom terug. En dan gaan ek en Barend nou seker slaap tot die son uit is en dan is nou al 'n bietjie 'n rowwe aand gewees. Ja, dan sien ons julle dan. So ek en Barend het nou vergeet om 'n eierpannetjie saam te bring. So toe moes ons nou vanmôre ons eiers binne die keteltjie kook en soos wat julle hier sal sien,
eiers is klaar gekook en ons gaan nou 'n bietjie ontbyt eet. Die eerste wat ek eet is die honey floutjies van die Master series. Ek het so een enkele floutjie gevat. Wat ek gedoen het, ek het my benadering bietjie anders gedoen as Barend. Ek het net eenetjie aangesit. So. En wat ek hou van hom te doen is ek like dit om hom te steek net tot ek sien daai hoekpuntjie begin deurkom. Dan wat ek doen is, dan vat ek hom, draai ek hom om, druk ek hom lekker styf in die bol in. Dat hy so 'n bietjie in die bol ingaan soos daai. Omdat ons gesien het hierdie snotterbelle, as jy jou asie net alleen sit, dan val hy dalk in daai snotterbelle in en die vis sukkel om hom te sien. Maar as jy dit so doen, dan kan jy visie sien hier's 'n bal en dan waarskynlik gaan hy dan die asietjie ook optel. Nou volgende wat ek gedoen het, ek het van hierdie Trusella se honey en flora gevat en op die bal gegooi. Ek en Barend het albei gesien dat die heuning het baie goed gewerk. Nou wat ek doen is ek gooi hom so klein bietjie oor daai floutjie, dat hy net so klein bietjie van dit opsouk. Net so. En dan laastens wat ek gedoen het, ek het van hierdie chop gevat van die Master series. Ek dink dit is 'n pineappel, as ek dit reg het. En dan al wat ek gedoen het, dan gooi ek hom ook net so klein bietjie op. En dit maak 'n baie lekker. As jy nou hier kon geryk het, dit maak 'n baie lekker kombinasie. En dis wat gewerk het. Dan sê, dankie. Right, Johan het nou sy aanbieding gedoen. Gaan nou gou vir julle wys wat het ek gedoen, hoe ek die visse aangekeer het. Bly. Die eerste dingetjie wat ek doen is, sit vir my sweet corn oesertjie op die onderste hoekie. As hy, lekker klein oesertjie. Lekker soos dit. Nou wat ek dan doen is, ek sit vir ons van hierdie wit deegie van my. Jy kan sien ek het hom al amper klaar gebruik. En ja, ons sit net so klein stukkie by as 'n backing. Wat ek doen is, ek maak hom bietjie langer. Soos wat ons al voorheen bietjie verduidelik het, hoekom ek dit so doen. Dan lyk hy nou soos dit. Alright, en wat ek op die bol sit, daai heuningkie wat ons al bietjie gewys het, honey flora van Trusella. Ek sit hom soos 'n roomys op. Jy kan maar genoeg van hom opsit. Ek en Johan het al gesien. Sy visse word nie afgeskrik van hierdie heuning nie. En wat ek by hierdie heuning sit, hou toetsdippie van ons. Hy lyk so. Ek noem hom Cherise, want dit is 'n Cherise pink. En wat hier binne is 'n rose geur met bietjie bandspice by en heuning. So ja, ons het ek van hom opgesit hier op die ander kant. Sit ook maar genoeg van hom op. Hoe meer Cherise, hoe beter. Lyk hy so. Alsy, dis al wat ek gedoen het. Ek wil julle net bietjie verduidelik, soos julle kan sien, hier's nou net een hoekie op. En die rede daarvoor is hier's bietjie gras in die water en ek en Johan het besluit kom ons knip een hoekie af. En dit sal wys wees om die boonste hoekie af te knip in plaas van die onderste hoekie, want die karpe hou daarvan om my onderste hoekie eerder op te tel as die boonste een. So ja. Johan, einde van ons sessie. Baie dankie man, jy het daar so bitter lekker. Ons het regtig geniet. Want die visse het mooi deurgekom.
gisterand, ja, ons was besig gewees, hè. Ja, jy is omtrent daar op 'n tyd elke uur en 'n half, dan as ek en Barend daai tent uit Ja. bietjie vis te vang en so aan. So basies ons het 'n uur geslaap, uur vis gevang, uur geslaap, uur vis gevang, Rof gegaan. tot so 5:00, 4:30 se kant toe Yes. besluit ons nee, ons moet nou 'n bietjie slaap in kry. Ja. Maar Johan, ek dink ons expectations is oor Ja, dit was regtig amazing. Ek Ja. en Barend kan dit eintlik nie glo nie. Ja, dit was baie Ons lekker. staan hier so met 'n mond vol tande. Dit was Ja. ongelooflik lekker. En ek dink rode koppies het ons goed gehanteer. Barend dink is ook nou so, ons ja. eerste keer en dan Yes. so eerste keer te slaan. Mense sal definitief dan wil weer kom. Ja, Johan, vertel bietjie mense van die oewer. Wat dink ons van die oewer? Ja, jy's hierdie oewer hierso by Dennekruin is regtig 'n baie mooi oewer. Hier's lekker hengelspots om te vang. Yes. Die veiligheid wat hier is. Hier's mense wat in die aand actually die heininge hierso patrolleer. Elke uur of so kom jy ou Ek dink verby. elke halfuur uur, ja, hulle is redelik Yes. daar's deur die nag hierso. So die veiligheid in daai opsig is baie goed en ons dink is 'n baie lekker oord en as jy nou miskien rode koppies toe wil kom, ek dink hierdie is 'n oord wat jy wil oorweeg. Ja, nee, jy Om gaan bietjie buite uitmis. kom. En soos wat jy gesien het, die vis is mooi hierso. Ons sal net een ding met die vis dalk ons dink as ons dalk nog dieper kon ingaan dalk nou 'n bietjie inroei na kom Ja. sê 150, 200 meter toe. Sou ons dalk 'n karpie oor die 10 gekry het. Ja, ons kon nou nie daai karp oor die 10 kry nie, maar ons het Ja. darm maar 8.7 kg. Yes, Ja. dis baie mooi. En dit is heel mooi. Ek dink dit was 'n suksesvolle sessie, Johan. Die spesies het mooi deurgekom en Ja. ons is gelukkig. Ja, vir die eerste keer het die spesie gewerk. Yes. En daai voertjie wat ons nou gevoer het, Barend, ons Ja. gaan nou 'n bietjie een of ander tyd vir julle bietjie wys hoe ons daai voertjie maak. Is dood eenvoudig en daai voer wat ons julle gewys het, dit kos ons omtrent R20 om so 'n voertjie te Ja, maak. So ja. dis baie goedkoop en ons sal voorstel dat julle dit ook al probeer. Dan sê Johan, tot Dan die sê- volgende keer. Dan sê